In die nuus vanaand, aanvalle en weer wraakaanvalle duur voort in die Midde-Ooste. 9 mense sterf in Pakistan tydens betogings teen die VSA. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Spanning in die Midde-Ooste het die ergste vlak in dekades bereik na die dood van die Iranse opperleier Ayatollah Ali Khamenei in Amerikaanse en Israelse aanvalle. Aanvalle deur die twee lande op Iran duur voort. Iranse wraakaanvalle het uitgebrei van Amerikaanse weermagbasisse na weierteikens in die Midde-Ooste. Die aankondiging van die Ayatollah se dood het met sterk emosie gepaard gegaan op die staatsuitsaaier. Rahbar wa imam muslimin. Iran het 40 dae van rou afgekondig na die dood van die 86-jarige Khamenei. Die opperleier was vir 37 jaar aan bewind met 'n eystergreep op mag. Iran het 'n 3-man oorgangsraad aangestel om die land te bestuur totdat 'n opvolger vir die Ayatollah aangewys word. Vladimir Putin, die Russiese president, wat 'n bondgenoot is van Iran, het Khamenei se dood bestempel as 'n siniese moord wat die internasionale reg skend. Die opperleier se dood het uiteenlopende reaksie uitgelok in Iran. Sommige inwoners was hartgebroke. Terwyl ander gejubel het. Ooggetuie beeldmateriaal toon hoe 'n standbeeld van die opperleier omgestoot word. 'n Aantal Iranse hoëgeplaastes, insluitend die minister van verdediging en die aanvoerder van die revolusionêre mag, is ook dood in aanvalle. 'n Israeliese weermag woordvoerder sê dat Israel 40 Iranse aanvoerders binne 60 sekondes doodgemaak het. In die Verenigde Nasies het die sekretaris-generaal Antonio Guterres die aanvalle betreur. I deeply regret that this opportunity of diplomacy has been squandered. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. Die strydende partye lyk egter nie asof hulle steun aan Guterres se beroep om de-eskalering nie. Iran's continued pursuit of advanced missile capabilities, coupled with its refusal to abandon nuclear ambitions despite diplomatic opportunities, presents a grave and mounting danger. All bases, facilities and assets of the hostile forces in the region shall be regarded as legitimate military objective within the framework of Iran's lawful exercise of self-defense. We did not act of impulse. We did not act of aggression. We acted out of necessity because the Iranian regime left no reasonable alternative. Iran en die VSA se retoriek sedertdien is onverkooklik. Iran het die mees vernietigende aanvaloperasie beloof, terwyl die Amerikaanse president Donald Trump sê ongekende krag gaan gebruik word. Iran se missiele en aanvalshommeltuie is aanvanklik ingespan teen Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste. Die teikens is egter intussen uitgebrei na luukse hotelle, winkelsentrums en woonstelgeboue. Lughawe vertreksale is ook aangeval. Volgens owerhede in die VAE is minstens 3 mense dood in Iranse aanvalle in die Emirate. Noodvergaderings word gehou om 'n reaksie op die aanvalle te bespreek. Langtoue het voorgekom in supermarkte soos inwoners noodvoorraad koop. Minstens 9 mense is dood in die Iranse aanval op Beit Shemesh in Israel. Volgens die VSA is 3 lede van sy gewapende magte dood in die sendings. Die dodetal van 'n Israeliese aanval op 'n Iranse meisies laerskool in Minab het volgens berigte gestyg tot 148 met 95 mense beseer. Intussen het Iran die deurgang van enige skepe deur die straat van Hormuz verbied. Die deurgang is die belangrikste roete vir die vervoer van olie ter wêreld. Attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship
in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. Meer as 150 skepe het anker uitgegooi in die Persiese Golf sedert die begin van die geweld. Intussen het die internasionale gemeenskap, insluitend die Suid-Afrikaanse regering, 'n beroep op die strydende magte gedoen om deur diplomatie spanning te de-eskaleer. Die presidentsie sê die konflik tussen die VSA, Israel en Iran bedreig internasionale vrede en veiligheid en het die aanvalle veroordeel. Experience has repeatedly demonstrated that there can be no military solution to fundamentally political problems that can and should be resolved diplomatically. Military confrontation has never delivered sustainable peace. President Ramaphosa therefore reiterates his call for intensified diplomatic efforts to de-escalate tensions and create space for continued meaningful negotiations. Plaaslike kenners het uiteenlopend op die spanning gereageer, met sommiges wat sê dat Iran se aanvalle in weerwraak op die Amerikaanse-Israelse offensief internasionale reg oortree. I think it's very clear that the strike itself, the initial strike, is unlawful as a matter of international law. There is a right of self-defense under international law, but that right of self-defense is only in response to an armed attack. You cannot respond in what is called preventative self-defense. Betogings het wêreldwyd uitgebreek na die aanvalle op Iran. Baie betogers het die aanvalle veroordeel, maar ander meen dat Iran 'n bedreiging kon inhou, sou hy sy Iran-verrykingsprogram en die ontwikkeling van kernwapens voortsit. Owerhede in Irak moes honderde betogers wat buite die Amerikaanse ambassade in die groen sone in die hoofstad Baghdad byeengekom het, met traangas en skokgranate uiteengejaag het. Bykomende veiligheidsbeamptes is ook by diplomatieke geboue in die gebied ontplooi. In New York het tientalle Amerikaners op Times Square vreedsaam betoog teen die VSA se militêre optrede in die Midde-Ooste en dit as roekeloos en onwettig bestempel. Daar was egter verdeeldheid onder die betogers. Talle meen indien Iran kernwapens in sy besit het, dit 'n bedreiging vir die mensdom sou inhou, veral onder Joodse gemeenskappe. In Griekeland het meer as 1000 mense aan teenoorlog verzetoptredes buite die Amerikaanse en Israelse ambassades deelgeneem. Die regering het intussen sekuriteit verskerp by die Souda vlootbasis in die oostelike Mediterrane gebied, 'n fasiliteit wat die VSA gebruik. En in Karachi, Pakistan, is 9 mense doodgeskiet en nog 34 gewond nadat owerhede en betogers teen die VSA en Israel slaags geraak het. Die Pakistanse polisie en veiligheidsbeamptes van die Amerikaanse konsulaat het op die betogers losgebrand en traangas afgevuur nadat hulle deur die buitenste muur van die konsulaat gedring en 'n voertuig aan die brand gesteek het. Intussen het die Amerikaanse konsulaat in Islamabad sy burgers aangeraai om veilig en waaksaam te wees en groot skades te vermy. Betogers het die hoogs beveiligde rooi sone in die hoofstad bestorm. Honderde inwoners het ook in Lahore betoog en versperrings rondom die Amerikaanse konsulaat verbrand, maar geen voorvalle van geweld is aangemeld nie. Net hierna praat ons met 'n leefstyl-toeragentskap oor vlugontwrigtings weens die konflik en renosterstropery het in 2025 verdubbel. Bly by ons. Te midde van die spanning in die Midde-Ooste is tientalle vlugte vanaf of na Suid-Afrika gekanselleer. Die lughawemaatskappy van Suid-Afrika het bevestig dat die lugdiens Emirates as ook Qatar Airways 7 inkomende vlugte en 1 uitgaande vlug by die OR Tambo internasionale lughawe gekanselleer het. By die Kaapstad internasionale lughawe is 4 uitgaande vlugte gekanselleer. I don't know if they're going to give us different flights. Are they going to reroute us? So, gotta wait and see, I guess. You don't know what's going to happen, you know, like you're seeing it in my accommodation especially, like you can see it in the air. You can see all the clouds and all the missiles, especially when they're colliding.
So you don't know if it's going to get worse. You don't know if it's going to stop. You don't know when it's going to stop. It's happened last year as well, but it wasn't as severe as this. But now I think the severity, it's kind of, I'm trying not to think about it. We are not the only French people here. And maybe we can speak all together and find a solution. Because I have to work on Monday. And she had to work too. 11:30 came when we were supposed to board, 12 o'clock, 12:30, 1 o'clock. Then they said they'd let us know what happened at 2 o'clock. And then at about 2 o'clock, they said, and then eventually the flight was cancelled. And now we can't get back to Perth because we can't fly via the Middle East. So we're trying to find either Qantas, SAA, back to Perth. Tientalle Suid-Afrikaanse reisigers is gestrand op lughawens in die Midde-Ooste te midde van die konflik. Die direkteur van 'n toer- en reisagentskap, Gerry Pretorius, sluit nou by ons aan. Gerry, baie dankie vir jou tyd. Wat is die situasie tans wat jou reisigers betref? Hoeveel van hulle is gestrand en waar? Goeienaand Lido, ja, nooit 'n verselige oomblik in die reisbedryf nie. Maar dis al 'n bietjie kalmte tans en bietjie meer beheer wat ons het en 'n bietjie meer inligting ook. Maar ons het letterlik weet honderde kliënte van reg oor die wêreld weet wat gestrand was. Meeste natuurlik in Doha en Abu Dhabi en Dubai wat van die oorgangsroetes gebruik maak binne die Emirates. So maar ons is tans is daar so 'n bietjie kalm na die storm. As mense nou geliefdes in daardie gebiede het, watse raad, wel, eerstens gee jy vir jou reisigers, maar wat kan mens vir die Suid-Afrikaners wat daar is raad gee? Wat moet hulle te doen staan? Moet hulle uitreik na 'n ambassade of 'n konsulaat toe of na die persone wat hulle reis vir hulle gereël het? Wat dink jy gaan die beste werk in hierdie situasie? Jong, dis waar jou ervare geakkrediteerde reisagentskappe van waarde is, weet, en dit is waar dit my weer eens bewys is. En weet, natuurlik is baie van daai telefoonlyne tans by die lughawens en by die lugrederye is drukvol en oorvol. Die beste is natuurlik om jou reisagentskap te nader wat hulle die werk namens jou doen, want ons het ander telefoonlyne om by die lugrederye uit te kom en ons kan natuurlik ook nood visas help uitreik en natuurlik weet is dit ook natuurlik om die ambassade te doen, maar jou reisagentskap doen dit namens jou. Vir die ouens wat nie die reisagentskappe gewerk het nie, dit is 'n lang pad en dan moet jy onmiddellik die ambassade met die kontak dat hulle weet van jou en dan moet jy in die lyn val by jou gekose lugredery waarmee jy gevlieg het om te kyk vir die eerste beskikbare vlug waarmee jy kan uitgaan of van 'n alternatiewe roete waarmee jy kan gebruik maak. Jy het nou gesê die ouens is nou 'n bietjie rustiger as wat hulle vroeër was. Watse maatreëls kon julle tref? Hoe het jy hulle rustig gekry? Is daar vlugte wat uitgaan? Wat is nuus van hierdie mense? Hoe gou kan hulle in Suid-Afrika kom? Ja, ons het nog so 1 of 2 mense wat gestrand is in Dubai, maar wat heel tevrede daar is. En vir hulle is ons natuurlik nou akkommodasie ensovoorts. Maar weet ons het sagte ware en kommunikasie om te weet watter roetes is nog oop, waar is vlugte beskikbaar en weer eens dis waar jou ervare reisagentskap inkom. So ons kon van ons kliënte en van ons passasiers kan ons bespreek het, geboek het op alternatiewe vlugte. Daar soms ook vensterperiodes waar die lugrederye oopmaak, weet so die lugruim is dalk toe, maar vir 'n vensterperiode doen hulle soos ons praat van die repatriation vlugte, die ontruimingsvlugte en dan kan ons daai mense uitgekry via natuurlik Europa of hoe dit ook al sê wat beskikbaar was. Ons het op hierdie stadium baie mense via Frankryk gestuur en ons het baie mense ook via Turkye gestuur. Laaste vraag, ons het 20 sekondes. Ons wonder baie keer hoekom is reisversekering nodig? En ek neem aan wanneer dit by hierdie soort van goed kom, is dit van onskatbare waarde. Ontsaglik, jy kan nie daar sonder reis nie. Ongelukkig is daar verskeie faktore wat nie gedek word onder reisversekering nie en in Engels hulle proximate cause en oorlog is een van hulle wat nie gedek word nie. Act of God word nie gedek nie. So dit is daai deurslaggewende reëling oorsaak wat gebeur het en dit word nie gedek nie en baie mense weet dit nie. Maar dit reg deur die bank internasionaal, die ouens wat die herversekering doen oor see ensovoorts dek nie oorloë nie. En weet jy, dis waar die probleem bietjie inkom en die onsekerheid wat inkom goed, maar ja, oorlog nie gedek deur reisversekering nie.
Baie dankie Gerry Pretorius, die direkteur van 'n toer- en reisagentskap wat ons bietjie insig gegee het oor die situasie waarin baie toeriste hulle nou bevind. Renosterstropery in die Krugerwildtuin het in 2025 met 100% toegeneem in vergelyking met 2024. Die minister van Omgewingsake, Willie Oukamp, sê 178 renosters is verlede jaar in Mpumalanga gestroop teenoor 92 in 2024. Oukamp het die statistiek bekend gemaak tydens 'n nuuskonferensie by die Krugerwildtuin. Die minister het sy kommer uitgespreek oor die toename in renosterstropery in die Krugerwildtuin, terwyl daar 'n 16% afname in die res van die land is. We are also working with Interpol and other organizations worldwide to assist us so that we can eradicate these syndicates. But if we think that we're going to change the cultures of people by appealing to them not to shoot our rhinos, we are wrong. We need to find new ways that we can address this rhino poaching fight and that we can protect our rhinos, because we've only got about 3,000 rhinos left in Kruger and places in South Africa. Oukamp sê daar word in tegnologie belê om renosterstropery reg oor die land te bekamp. Dit is waar ons vanaand moet halt sê. 'n mooi aand verder en bly veilig. Totsiens.